when you sing, you are using your body as a musical instrument. And when you sing words which are about God and the world and God's rescue of us and God's grace and mercy and love, you are actually turning your body into a kind of a resonating echo chamber of all that meaning. And you're praying that your life, and not just your mind, not just your emotions, but your whole self will actually be transformed. I mean, we humans are very strange creatures, extraordinarily complicated, as the Psalm says in Psalm 139. But when we do anything, when we form any kind of a habit, we are actually changing the very brain structure, the memory that's in our bones and our flesh of who we have been, who we are to be, etc. My proposal is that just as God will one day raise all his people from the dead to inhabit the new world that he's going to make, so the singing of the Psalms can be the means of anticipating that, of sharing a little bit in that remaking of reality, which is the reality of our own bodies, minds, hearts, lives. Regular praying, and especially the singing of the Psalms, enables us to stand at the intersection between God's time and ours, God's space and ours, and God's purpose for his whole creation, and where we are at the moment. There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation, Jesus. There is a light that overwhelms the darkness. There is a kingdom that forever reigns. There is freedom from the chains that bind us. Jesus, Jesus, who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hands. Jesus. There is a name I call in times of trouble. There is a song that comforts in the night. There is a voice that calms the storm that rages. He is Jesus, Jesus. Who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, he bled as the lamb, he carries my healing in his hands. Jesus, Messiah, my Savior, there is power in your name. You're my rock and my Redeemer. There is power in your name, in your name. You walk on the waters, you speak to the sea, you
like you. Hallo julle en welkom by vandag se tienerdiens. Ek het vandag gekies om hier by my Ancient TV te kom sit. Dit was seker so 3 jaar terug toe hulle hier by ons huis ingebreek. En ek dink die mense was so bang geweest toe hulle hier kom in ons huis kom en hulle sien hierdie TV so toe hulle hom maar gelos. Maar ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor ek het vir 'n klomp van julle vrae gevra oor watter series geniet jy of watter flieks geniet jy? En ons gaan vir die volgende ruk in ons groepe gaan ons ook 'n verhoudings gesels en 'n klomp dinge rondom verhoudings en so. En ek het sommer vir julle gevra, jy weet, wat leer jy uit verhoudings uit die reekse en die flieks en so wat jy kyk? En een van die dinge wat ek en Daniel die afgelope tyd gedoen het, is ons het 'n series begin kyk, nie op hierdie TV nie, maar op my rekenaar. En dit is 'n hectic series, maar ek wil net vinnig vir julle 'n snippet uit hierdie series uit met julle deel. Dit is as die man en sy vrou 'n drieling verwag en net 2 van die kinders word gebore en die ander een word doodgebore. En dan het hierdie dokter hierdie gesprek met Jack, die man, en hierdie gesprek help hom eintlik om dan nou 'n ander kind sommer aan te neem wat ook by die hospitaal opgeëindig het. So kyk net hierdie klip saam met my en dan gaan ons weer verder gesels daarna. Rebecca's vitals are good. She's going to be asleep for a little while, but she's doing fine, and we're monitoring her closely. Okay. We lost the third baby, Jack. I'm very sorry. The second baby is a girl, very strong. The third baby was a little boy, but the umbilical cord was cutting off his oxygen. He was stillborn. Nothing anybody could have done. I'm sorry, I'm not processing anything. My wife is fine, and she'll be awake pretty soon. You have 2 beautiful, healthy children, Jack. Boy and a girl. But we did lose the third child. I need to be with my wife. And you will be. But she needs to sleep now. But soon. You just sit down. Sit. Okay if I keep you company a second? Yeah. Okay if I try and say something meaningful? I lost my wife last year, cancer. It's the reason I still work so much at my age. Just trying to pass the time. We were married 53 years. 5 children, 11 grandkids. But we lost our very first child during the delivery. The reason I went into this field, truth be told. I have spent 5 decades delivering babies, more babies than I can count. But there is not a single day that goes by that I don't think of the child I lost. And I'm an old man now. I like to think that because of the child that I lost, because of the path that he sent me on, that I have saved countless other babies.
I like to think that maybe one day you'll be an old man like me, talking a younger man's ear off, explaining to him how you took the sourest lemon that life has to offer and turned it into something resembling lemonade. If you can do that, then you will still be taking 3 babies home from this hospital. Just maybe not the way you planned. I don't know if that was meaningful or senile, but I thought it ought to be said. Your wife will still be asleep for a little while. Go see your babies. They're excited to meet their father. I think maybe they got a good one. Sjoe, ja, kyk, dis seker die ding van series en van flieks soos dit kan 'n ou so aangryp en jy weet die een ding van 'n goeie storie of 'n goeie series is daar's altyd verhoudings betrokke. Daar is altyd een of ander verhouding betrokke en dis baie keer omdat dit so interessant is dat ons so baie daarvan hou of die mense fight die hele tyd of daar's konflik of jy weet die storie is net so goed en die verhoudings, die wisselwerking tussen verhoudings is so goed en so belangrik dat ons regtig net dit gryp ons nogal. En weet jy wat as jy die wonderlike ding van die Bybel is? En die wonderlike ding van die verhale in die Bybel is dat al daai verhale gaan eintlik oor verhoudings. Dis eintlik wat die Bybel so kosbaar maak, is ons lees van al hierdie interessante verhoudings en party van dit baie messy en die mekaar en ander weer mooi. Ons is besig met 'n reeks by ons gemeente ook oor die lewe van Dawid. En as jy net vinnig oor Dawid se lewe dink, dan is dit absoluut verhouding op verhouding. Verhouding wat opgemors is, goeie verhouding, sy verhouding met die Here wat natuurlik ook 'n baie belangrike rol speel. As jy maar net dink aan sommer net so 'n paar verhoudings in Dawid se lewe. Kom ons dink byvoorbeeld aan Dawid en sy goeie vriend Jonathan. Wat 'n close verhouding het hulle nie met mekaar gehad nie. Dan lees ons in Psalm 3 en 'n klomp ander psalms en in 2 Samuel van Dawid se verhouding met sy seun Absalom, wat nie 'n goeie verhouding was nie en hoe Absalom eintlik vir Dawid wou omverwerp want hy wou die koning geword het. So daai was 'n bad verhouding geweest. Die ander bekende ene waar ons ergens nog in die reeks ook by gaan uitkom is die verhouding tussen Dawid en Batseba. Ons almal ken natuurlik daai verhouding en net crazy oor daai verhouding is ons dink baie min oor Dawid se verhouding wat hy met sy ander vrou of vroue gehad het. En jy weet, ons dink altyd net aan Batseba, maar daar's soveel verhoudings wat skade gelei het as gevolg van daai verhouding. En ja, ek wil nie te veel daaroor sê nie, maar eintlik ook net hoe Dawid se kind dan ook nie gebore word nie of doodgaan. Ja, hy is gebore, maar hy gaan dood. En so kan ek aangaan met so baie verhoudings in die Bybel. En eintlik is, as jy mooi daaroor dink, dan help die Bybel en ons verhouding met God ons met al ons verhoudings, dat God wil hê dat ons sinvolle verhoudings moet hê met die mense rondom ons. En die graad 11 is nou besig met hulle belydenis van geloofjaar en in hierdie jaar leer ons vir hulle 'n klomp kennis, klomp dinge wat hulle moet weet, maar die belangrikste ding wat ons die hele tyd vir hulle probeer sê is, op die einde van die dag gaan hierdie jaar oor verhouding. Dit gaan oor jou verhouding met God, dit gaan oor die verhoudings wat jy het met mense, mense in jou gemeenskap, mense naby aan jou. Dis ultimately waarop dit neerkom. En as jy dink oor verhoudings, dan is dit, jy weet, ons kan sê ons het geloof, maar as jy 'n geloof nie 'n effek het op al jou verhoudings nie, dan is jou geloof nog nie daar waar die Here dit graag wil hê nie. En dis hoekom ek sommer net vir jou wil sê, mag jy bemoedig word vandag, ons gaan nog lekker lank oor dit gesels, maar mag jy bemoedig word om te weet dat God is 'n verhoudingsgod.
Dis sy ding. Hy wil graag hê ons met 'n verhouding met hom staan, 'n goeie verhouding met ander mense staan. Mag jy iets daarvan beleef ook en ons gaan nou ook 'n bietjie later luister na video's wat mense ingestuur het oor wat was hulle favorite series en so, maar ja, mag jy 'n bietjie gaan dink daaroor watter effek het verhoudings in jou lewe en hoe ingekoop is jy in die belangrikste verhoudings in jou lewe. Gaan geniet jou week en gaan leer hoe om lief te wees vir mense en vir die Here en mag jou verhouding sommer net groei en floreer ook in hierdie tyd waarin ons nou is. Goed gaan, sien mekaar weer. Ja, een van my gunsteling flieks is die Marvel-reeks. Die hoofrede daarvoor is, dit is fantasie, en dit laat mens bietjie ontsnap by die werklikheid uit. En dit bring elke mens vir 'n bietjie 'n superhero wees. Die ander ene is James Bond, met al sy antics, en dit is ook net lekker kyk en ontspan, sonder om te veel te bekommer oor die werklikheid. So ek was die vraag gevra, rukkie terug, wat is my gunsteling show? Ek sou sê ek het nie een spesifieke een nie, maar ek hou van sport, dis baie vol metodes en tegnieke en sulke goed. So ja, daar's my favorite show. My gunsteling fliek is The Best Marigold Hotel, en ek dink die rede daarvoor is omdat dit so vreeslik baie humor het, en die atmosfeer waarteen dit plaasvind is in Indië, so die kleure en die musiek, die dekor, die argitektuur is vreeslike vrolike omgewing, en dan is daar die onuitputlike optimisme van Sunny Kapoor. Ek dink sy gesegde het al 'n algemene aanhaling geword van in the end everything will be okay. If it's not okay, it's not the end. Een van my gunste films wat ek nie sal omgee om 2 keer of 3 keer per dag te kyk nie, is die original Superman in die 1983. Dit is net interessant om te sien hoe die graphics so verskillend is. Soos jy kyk een van die oudste films en dan kyk jy soos Avengers Infinity War en dan sommer Endgame in 'n ry en dan kan jy net so sien, wow, ons graphics is beter. Feel the Beat. Dit was so oulike fliek. Ek en my tienerkinders het dit baie geniet. Om te sien hoe 'n moderne danser terugkeer na haar tuisdorp toe en tienerdogtertjies onder haar vlerk neem en hulle vat tot in Amerika met hulle danskompetisie. Hulle uithou vermoë en hulle deursettingsvermoë was net vir my uit die boeke. Hulle het baie hard gewerk om die passies en die dansies baie mooi te ken en vir hulle juffrou geluister. So wat ek vandag wil sê en wat ek geleer het is, aanhouer wen en as jy verkeerde besluite gemaak het, maak jy dit gou-gou reg. My gunsteling series is Friends, want as ek daarna kyk, is dit lekker ontspanning en ek geniet die humor. My gunsteling fliek is The Passion of Christ. Dit was net vir my hartseer om te sien hoe almal die Here behandel het. Maar wat vir my so wonderlik is van die fliek, is dit wys net vir mense hoe baie God die wêreld lief het, dat hy homself gestuur het om vir ons sondes te sterf. My gunsteling series is Friends en omdat dit so is, ek hou daarvan hoe die vriende daar is vir mekaar en hoe hulle mekaar altyd help. En ek is ook mal oor die humor wat hulle gebruik. Dit is vir my baie snaaks. Soos julle kan hoor, The Sound of Music is my favorite movie. Dis 'n vrolike fliek met baie mooi en goeie musiek en daarom geniet ek die fliek baie en ook hoe hulle in die oorlogtyd met musiek die lewe ophelder.